In 'n eksperiment reageer 5 gram kalsiumkarbonaat met 'n oormaat soutsuur by 'n temperatuur van 40 grade Celsius. Die volume koolstofdioksied geproduseer teenoor tyd word deur kurwe P in die grafiek getoon. Die eksperiment word herhaal met 10 gram van dieselfde kalsiumkarbonaat monster en 'n oormaat soutsuur van dieselfde konsentrasie by 40 grade Celsius. Watter een van die kurwes sal nou verkry word? Die korrekte antwoord is kurwe nommer 4. Kalsiumkarbonaat is ons beperkende reaktans en nou verdubbel ons daai massa van 5 gram na 10 gram. Ons verwag met ander woorde 'n verdubbeling in die hoeveelheid koolstofdioksied wat vorm as produk. So outomaties kan ons sê 1 is uit en 2 gaan ook uit wees, want 1 gee vir ons minder koolstofdioksied en 2 gee vir ons dieselfde hoeveelheid koolstofdioksied as van tevore. So ons moet nou besluit, is dit 3 of is dit 4? Nou wat belangrik hierso is, ons het dubbel die hoeveelheid vaste stof. Met ander woorde, daar is 'n groter oppervlakarea van die kalsiumkarbonaat. So, ons verwag 'n hoër reaksietempo. En as ons kyk na 3, dan sien ons die reaksietempo vir 3 is dieselfde as die van P. So dit kan nie 3 wees nie. Daar moet 'n hoër reaksietempo wees weens hierdie groter oppervlakarea wat nou beskikbaar is. En dis hoekom die korrekte antwoord 4 is.